Goeienaand en welkom by ons nadenke vanuit Psalm 90. Moses se nadenke oor die tydelike mens en die ewige God bring hom op sy knieë. Dit laat hom pleit. Ons lees van vers 12 tot 17. Leer ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom, ontferm U tog oor ons. Skenk ons elke dag U liefde in oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Soveel dae as die waarin U ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat ons werk, U werk vir ons duidelik word en U grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Moses beweeg van ver na naby. Nou praat hy met die Here. Nou smeek hy Jahweh, die verbondsgod, die verhoudingsgod, die naby God. In Nuwe Testamentiese taal, die hemelse Vader. Hy weier om te aanvaar dat die mense bestaan beperk is tot die 70 of 80 jaar. Hy weier om te aanvaar dat die sonde wat die oorsaak van die dood is, die mens se lewe sinloos maak. Dat die dood die laaste sê het oor die lewe. Dit moet anders wees as wat dit lyk. God is tog nie net almagtig, ewig ver nie. Hy is tog hulle God, die Here wat hulle uit Egipte gelei het. Die Here wat hom op Sinaï aan hulle verbind het, die Here wat die beloftes gemaak het. In die smeekdeel van die Psalm bid hy tot die Here. Hy dring as ware aan op die teenwoordigheid van die Here in sy tydelike bestaan. Hy smeek die Here in 'n aantal versoeke om sy nabyheid en betrokkenheid in sy lewe. Here, leer ons dae tel dat ons 'n hart van wysheid bekom. Keer terug, Here, ontferm U oor ons. Skenk ons U liefde in oorvloed, elke môre. Gee ons weer jare van blydskap, dat ons kan jubel. Laat U werke vir ons duidelik word, U heerlikheid. Laat ons U goedheid belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Is dit nodig? Ja, dit is nodig, dat ons mekaar herinner, dat ook hierdie smeekgebed, soos die ander psalms, vooruitroep na iemand, in wie hierdie gebed volkome verhoor word. Iemand wat in persoon die vervulling van die smeekbedes van Moses sou wees. Iemand wat wysheid gebring het en in wie wysheid te vind is. Iemand wat liefde en oorvloed kom bewys en skenk. Iemand wat ware blydskap vir mense bring. Iemand in wie die werke en die heerlikheid van God duidelik word. Iemand wat God se goedheid na mense bring. Iemand deur wie mense se handewerk ewigheidswaarde kry. Die Psalm sing van Jesus Christus, wat die kloof tussen die ewige God en die tydelike mens kom oorbrug. Hy het sy ewige bestaan prysgegee. Hy het hier op aarde in die tyd kom lewe. Ongeveer 33 jaar. Hy beleef 3 ure duisternis, 'n nagwaak. Hy sterf en lê vir 3 dae in die graf. Hy staan op en hy lewe in ewigheid. En deurdat hy die oordeel oor die sonde gedra het, oorwin hy die dood. In hom word die dood, die skynbare einde van die mense bestaan, die deurgang na die lewe. In hom kry tydelike mense soos ons, almal, deur die geloof deel aan die ewige lewe. Goeienaand.